Kyk nou wat sê Paulus vir ons in Romeine 8 vers 24. Nou is nou gepraat van Romeine 20, 8 vers 20, 1 tot 2, 23, 24, nog 'n hele klomp vers om te gaan, so byt maar vas. En ek weet, baie van julle geniet nie hierdie lering as jy luister, maar dis net tot daarna toe, jy moet maar verstik jong, want ek moes maar vanoggend in my stiltyd maar daarmee verstik, en ek moes daarmee maar klaarkom, en ek moes hom aanvaar as die woord van God. Nou kyk wat sê vers 24 Romeine 8. Want ons is gered in hoop. Kom stop maar goed daar. Wat sê Paulus is die hoop van die Christen? Christus in jou. Gaan lees dit, Kolossense 1:27. Nou die 83 vertaling en die 53 vertaling sê Christus onder julle. Maar die Griekse woordjie daar vir onder julle is die Griekse woordjie en beteken onder en in julle. As jy kyk na die nuwe vertaling, dan praat hy ook van Christus in julle. Ek praat nou van die 20 vertaling, 20:2 vertaling, dan praat hy van Christus in jou, die hoop op heerlikheid. Nou sê Paulus vir ons hierso, vers 24 van Romeine 8, want ons is gered in hoop. Die redding van hoop waarin ons gered is Christus het ons gered met sy lewe, en hy het in ons kom inwoon, en hy is ons hoop op die heerlikheid van God, wat Kolossense 3 vers 1 sê tot 4, dat wanneer Christus geopenbaar word, gaan ons saam met hom in heerlikheid geopenbaar word. So hierdie gered in hoop beteken in hierdie heerlikheid van Christus, te midde van wat Christus deurgegaan het hy gebid, Vader, verheerlik my nou met die verheerliking wat ek gehad het voor ek afgekom het aarde toe. En wat antwoord God en sê God vir hom? Ek het jou klaar verheerlik. Daar is in Johannes, gaan lees dit daar. Vanaf Johannes 16, 17, 18, gaan lees, dis daar. Ek het jou klaar verheerlik. Nou sien hierdie hoop waarin ons gered is Christus in ons, wat ons redding is, want ons is gered deur sy lewe. En hy in ons is die hoop op heerlikheid. Want die Vader sê vir my, solank as wat Christus in jou is jy die geregtigheid van God in Christus Jesus. En is jy verheerlik in Christus Jesus. Gaan lees dit maar in Efesiërs hoofstuk 1, 2 en 3. Jy's verheerlik in Christus, want ons is tot God se eer en heerlikheid in Christus. Hoekom sukkel ons op hierdie aarde? Wat moet ons nou reageer? Hoe moet ons nou reageer as kinders van die Here wat so worstel met stryd en beproewing op hierdie aarde? In die heerlikheid van Christus. Here Jesus, ek gee nie om wat met my gebeur nie, maar U is my lewe. U is die liefde van my hart, die liefde van my siel, die anker van my lewe, en ongeag wat aangaan met hierdie ou swak vleisie van my, ek is in U verheerlik. Jy sien, ek het vir julle voorheen gelees uit 2 Korintiërs hoofstuk 4. Met hierdie stryd en hierdie beproewinge wat God vir ons gestuur het as kontraste in hierdie skepping om op ons te werk en in ons in te werk, is met een spesifieke doel. Hoe meer hierdie dood van hierdie wêreldse stryd en beproewing probeer om ons te vernietig en te onderdruk en te laat verleë staan, hoe meer raak ons gefokus op hierdie Christus. En hoe meer ons op hierdie Christus gesentreerd en gefokus raak, hoe sterker begin hierdie lewe van Christus in my sterflike liggaam openbaar word. Nou ek het met die Here baie keer geworstel oor hierdie punt. Toe ek kanker gehad het en hoë bloeddruk gehad het en COVID gehad het en sepsis verval het en al daai ander tipe goeters en letterlik gesterf het in COVID, wat hulle my weer lewendig gekry het danksy die Here se intrede.
het ek baie keer gewonder, Here, hoekom het al hierdie dinge gebeur in my lewe en ek is nog steeds op hierdie aarde? Vader, ek leer elke dag meer en meer van Christus in die woord. Ek wil hom ken. Ek wil hom ken. En ek het met die Here geworstel. Ek sê, Vader, hoekom? Hoekom? Ek wil net daai antwoord hê. Want dit wat ek beleef het in COVID was verskriklik geweest. Die van julle wat my ken, weet ek was 46 dae in ICU geweest. 23 uit daai dae was ek op die ventilator geweest. En ek het gesterf en ek het weer lewendig geraak. Ek was in 'n donkerte en in 'n diepte en 'n beproewing en 'n stryd geweest na die tyd. En ek het gevra, Here, hoekom? Hoekom toe ek kanker gehad het en almal het moed opgegee en sê ek is besig om dood te gaan. Hulle kan niks doen nie. Hoekom het U my deurgedra? Toe ek sterwend was met 'n hoë bloeddruk in die hospitaal, hoekom het U my deurgedra? Hoekom? Wys Vader vir my in die woord. Want hoe meer jy groei in die kennis van Christus, hoe meer onproduktief word die vlees. Hoe meer stryd en probleme jy in hierdie lewe kry as 'n kind van die Here, hoe meer begin die Here God deur die Heilige Gees ons vorm na die beeld en die gelykenis van die Seun van God in siel en gees. En begin hy die liggaam al hoe meer afsny, totdat die liggaam eendag op 'n punt kom en heeltemal sterf, en ek my laaste asem uitblaas, en daar gaan ek hemel toe. Vader wys vir ons hier, hy sê, wat is hierdie stryd en hierdie beproewing en hierdie kontras in die lewe se doel? 8 vers 24, want ons is gered in hoop. Here, ongeag wat in my rigting inkom, Christus is my hoop, my vertroue, my anker. En dan begin ek al hoe meer van my eie self en my liggaam en my wese verloor, hoe meer begin ek Christus as wins te verkry. Wat sê Paulus? Vir my om te sterwe is wins en om te lewe is Christus. Wat sê hy? Hy sê basies, ongeag wat gebeur met my liggaam, my lewe is Christus. My wins en my profijt is Christus. My fokus is Christus en ek wil net in Christus gevind word. En ongeag wat ek was in my verlede, beskou ek alles as drek, terwille van die verkryging van die kennis van Christus. So hierdie hoop waarin ons gered word, is hierdie kennis van Christus wat die Heilige Gees in ons inwring. Want hoe meer ons Christus begin leer en ken as ons verlosser en saligmaker en as ons lewe, hoe meer leer ons die Vader en hoe meer raak ons gevorm na alles wat hemels en alles wat goddelik is. En begin die liggaam, die vlees en hierdie wêreld onbelangriker word vir ons. En die Here gaan aanhou om die skroewe stywer te draai totdat ons heeltemal met ons eie persoon in die werking en in die lewe van Christus gebreek het. Ons kan dit nie doen nie. Die enigste een wat dit kan doen is die Heilige Gees wat ons lei in die kennis van Christus. Wat sê hy in Romeine 8 vanaf vers 8 en 9? Hy sê, ons wandel nie na die vlees nie, maar in die Gees. Want as die Gees van God in ons woon, en as iemand die Gees van Christus nie het nie, is hy niks van God nie. Let jy daai 3 woordjies wat Paulus gebruik, die woordjie
gees, pneuma. Daai woordjie gees. Die Vader wys vir ons hier, hy gaan daai kontraste al hoe sterker inwring, totdat ons net besef, dat ek lewe 'n geeslewe een met Christus. 1 Korintiërs 6 vers 17, hy wat aan die Here behoort is een gees met hom, nie geestelik een met hom nie, ons is een gees met hom. Vader wil hê, ons breek met die liggaam, met die wêreld, met die sienlike, met die tasbare, wat sê hy? Want ek kyk soos iemand wat nie na die tasbare kyk nie, na die sienlike kyk nie, maar ek kyk na die ene wat die onsienlike sien. Jy sien, ons Christene is so vasgevang in die sienlike, en dis hoekom ons altyd worstel met die sienlike, want ons sien nie die onsienlike Christus nie. As ek en jy ons oor net kan draai, ons kan fokus net op wie die Christus in my is, en weet dat my liggaam is van geen belang nie. Die wêreld kan vir my niks gee nie, en ek lewe nie vanuit die wêreld van die lewe van hierdie wêreld nie. Dat Christus alleen is my lewe, die Christus in jou, wat jou lewe is binne in die midde van hierdie bose lewe op hierdie aarde. Hy, Christus in my en Christus in jou is ons hoop op redding. En, sê Paulus, ons is gered in hoop. Maar die hoop wat gesien word is geen hoop nie. Want wat iemand sien, waarom hoop hy dit nog? Jy sien, ons probeer 'n uitkoms vanaf God kry in dit wat sienlik is. Ek wil sien dat die Here my uit die fisiese omstandighede uithaal en uitwys en uitbring en verlos. Hy sê dis die probleem. Dis die probleem. Paulus spreek daai probleem aan, luister. Want die hoop wat gesien word, is geen hoop nie. Want nou kyk ek na my situasie, my omstandighede, en sê, ek hoop so die Here red my, ek hoop so die Here verlos my, en ek doen al wat 'n geloofsbelijdenis vra, al wat 'n persoon is om vir my te bid, want ek kyk my so aan die sienlike. Ek staar my blind aan die sienlike. En daarin, in hierdie wêreld, is daar geen hoop nie. Om uit jou situasies verlos te word, is geen hoop nie. Want as jy uit hierdie een situasie uit verlos, dan gaan die Here 'n ander een stuur, dan gaan jy bid dat hy jou daaruit verlos. Maar in steede, sê Paulus, hy sê, want wat iemand sien, waarom hoop hy dit nog? Nou as jy die sienlike sien, waarom hoop jy dat die Here jou gaan uithaal, as jy jou bly blind staar teen die sienlike? As jy kyk na die dinge daarbo waar Christus is, waar julle lewe in Christus verborge is, dat wanneer Christus wat ons lewens geopenbaar word, ons saam met hom geopenbaar sal word. Dit wat jy sien, daar is geen hoop in dit nie. Hoekom nie? Want die sienlike is tot nietigheid oorgelewer deur God en is besig om te vernietig, en hulle, die skepping, wil hê, jy moet kom tot die openbaring van Christus Jesus, dat die lewe van God kan begin beweeg, want hoe gouer ons kom tot die kennis van Christus, en hoe gouer ons groei in die kennis van Christus, hoe gouer gaan Christus kom en ons te kom haal. Hoe gouer gaan hy hierdie wêreldstelsel tot 'n einde bring. Jy kan dit nie doen die profesie daar te spoor en profesie te gaan probeer uitlei nie. Jy kan slegs oorwin deur hierdie Christus wat in jou is, sodat jy in hierdie Christus wat in jou is alles kan oorwin, dat in die wêreld is dit wat sienlik is. Dit wat sienlik is. Daar is geen hoop in dit nie, want dit wat jy sien, dit wat om jou is besig om te vergaan, want dit is tot nietigheid oorgelewer deur God homself. Die Here sê dit is besig om te verniel en te vergaan. Hoe kan jy daarin hoop kry? Maar, wat sê die Bybel? Christus was 'n priester, nie volgens die orde van Aaron nie, maar deur 'n onvernietigbare lewe. Dis die sleutel.
As ek kyk na die wêreld en ek kyk na die situasie en probeer verlossing kry met situasie en omstandighede, dis 'n doodlewe. Daar is niks van Christus in dit nie. Maar as ek kyk na die Christus in my, en ek sien hom, wat priester is, wat God is op grond van 'n onvernietigbare lewe. Dan weet ek, wag 'n bietjie, daar is my uitkoms. Die onvernietigbare lewe. Daarom sê Paulus, gaan buite die poort. Gaan buite hierdie wêreld. Moenie jou blind staar nie. Ja, die situasie, omstandighede is daar, jy voel dit in jou vlees, jy voel dit in jou siel. Maar kyk jy dieper deur die Heilige Gees na die Christus wat in jou is? As jy kan kyk na die Christus wat in jou is, die waaragtige in wie jy is, die waaragtige wat in jou is, die waaragtige se salwing wat jou leer, die Heilige Gees wat jou leer aangaande die onverganklike Christus, en die Christus wat vir jou sê, as jy my gesien het, het jy die Vader gesien. Hy sê vir ons in 1 Johannes, daar is 3 vlakke, daar's 'n baba vlak, daar's 'n kind vlak, en daar's 'n Vader vlak. Wat maak die Vader vlak so bekend? Hy sê, want julle ken God. As jy kyk in jou omstandighede, in jou situasie, en probeer bid om daaruit verlos te word, dan wys dit net vir my, jy ken nie jou God, wat besig is om jou deur sy Heilige Gees, wat God is, te vorm in die beeld en gelykenis van sy Seun, Jesus Christus, wat God is. Die Vader wil hê, jy moet sien dat hy in hierdie omstandighede, in hierdie situasie, hierdie godheid van Christus in jou vasanker, en die nietigheid van die liggaam, en die nietigheid van die skepping al verder van jou verwyder. Want dit is so wonderlik, hoe verder God hierdie skepping en hierdie wêreld en die liggaam van ons verwyder deur die werking van die Heilige Gees en ons gewilligheid om toe te laat dat die Heilige Gees ons leer, hoe verder dit weggetrek word van ons, so nader beweeg ons in ons verhouding met Christus. 1 Korintiërs 2 vers 10. Wat die oog nie gesien het in die hart van die mens hier ingekom het nie, het God aan ons openbaar deur sy Gees vir die wat hom liefhet. Hoekom stuur God hierdie beproewing en die versoeking? Want hy wil hê jou liefde vir hom moet getoets word. Wat sê Paulus in Korintiërs? Hy sê alles op hierdie aarde is of strooi of hout, brons, silwer of goud. Maar alles, luister wat sê Paulus, maar alles gaan met vuur getoets word. Dan gaan jy kyk, is jy op strooi gebou, is jy op hout gebou, is jy op sand gebou, of is jy op klip gebou? Alles gaan met vuur getoets word. Wat sê Jakobus? Ag dit loutere vreugde, wanneer julle alle versoekinge en beproewinge beleef. Wat beteken louter? Skoonmaak, reinig, al daai vleislikheid uithaal, al daai aardsheid uithaal. Dis louter. En die Here sê, as jy 'n kind van die Here is, en jy sê en verklaar dat jy is gered deur Jesus Christus, dan gaan die Here jou verhouding met vuur toets. Dis nie ek nie, dis die Bybel. En weet jy wat? Ek word eerder deur vuur getoets en sterf in die proses, as wat ek met hierdie wêreld vereenselwig. Mense, dit is 'n harde boodskap, ek's nog nie eens klaar nie. Dit is halfpad deur hom. Maar onthou, as ek julle vandag kan bemoedig met hierdie ou woordjie, jou verhouding deur Christus met God, deur die inplasing en inwerking van die Heilige Gees, gaan
met vuur getoets word. Maar Christus is die hoop waarin ons gered is. En tot ons volgende boodskap gaan ons weer chat. Wees bemoedig. Broer, suster, maak jou reg vir die vuur. Dit kom en is 10:01 uur. Bye bye.